Sindbad en die Vallei van Diamante. Eendag was daar 'n ryk koopman. Sy naam was Sindbad. Hy was die rykste en beroemdste koopman in die hele Bagdad. Maar hy was nie altyd so ryk nie. Hy moes 7 lang seereise onderneem om al daardie rykdom te versamel. En een van sy beroemdste reise was die reis na die Vallei van Diamante. Nadat Sindbad in baie hawens vragtige goedere gekoop en verkoop het, kom sy skip by 'n wonderlike eiland. Daar kry hy en sy manne heerlike vrugtebome en kristalhelder waterstrome, pragtige blomme en mooi sangvoëls. Maar daar is geen mense nie. Sindbad besluit om die pragtige oord te verken. Maar na hy by 'n kraans opgeklim het, begin hy moeg voel. En hy gaan rus in 'n grasryke helling, waar hy weldra vas aan die slaap raak. Toe hy wakker word, sien hy tot sy ontsteltenis dat sy skip weg is. Ver oor die water tuur hy uit, en hy kan nog net die skip se seile soos 'n wit spikkel op die gesigseinde gewaar. Eensaam en bang besluit hy om tot op 'n naburige koppie te klim, ingeval hy daarom ergens 'n dorpie gewaar. Maar daar is niks. Al wat hy sien is 'n vreemde wit vorm daar naby. Die voorwerp het die vorm van 'n reusagtige koepel. Sindbad stap reg rondom. Daar is geen opening nie. Skielik verdonker die lug, en om hom voel hy die wind warrel. Toe hy opkyk, sien hy 'n onbeskryflike groot voël op hom afswiep. Die magtige vlerke sprei wyd toe die voël op die groot koepel gaan sit. Sindbad weet dadelik dat dit die legendariese rok is, en die koepel is ongetwyfeld sy ewe enorme eier. Hy het tevore stories van die fantastiese dier se grootte en krag gehoor, maar al nie geglo nie. Nou lê onder die voël se reuse buike versmoor. Weldra slaap die rok vas. Sindbad dink aan 'n plan om hom van die eiland af te kry. Hy haal sy tulband van sy kop af en maak 'n primitiewe tou daarvan. Die een kant maak hy om die voël se dik poot vas, en die ander om sy middellyf. Daar die hele nag lê hy wakker, niks roer nie. Maar toe die eerste daglig verskyn, styg die ondier met 'n aaklige gekruis in die lug op, en Sindbad gaan saam. Al hoër en hoër vlieg die voël. Eindelik begin sy daal, aanvanklik vinnig. Later sweef sy stadig na die bodem van 'n diep vallei. Sindbad het hom pas van die voël losgemaak toe sy weer opstyg. Die keer met 'n spartelende swart slang in haar bek. Die vallei word van alle kante deur steile kraanse begrens. En Sindbad weet dat hy nooit teen hulle sal kan uitklim nie. Op die eiland was daar ten minste vrugte en water. Daar was hy beter daaraan toe. Skielik merk hy dat 'n sagte, gloeiende lig oor die hele vallei lê. Dit is die vroeë môrelig, wat op duisende enorme diamante op die bodem van die vallei weerkaats. Nog nooit, selfs in Bagdad se rykste huise, het hy sulke rykdom gesien nie. Maar oral tussen hierdie kosbare stene seil giftige slange rond, party so groot dat hulle 'n mens heel sou kon insluk. Toe besef Sindbad dat hy hom in die beroemde Vallei van Diamante bevind, 'n plek wat geen mens nog ooit lewend verlaat het nie. Hy is so bang dat hy skaars kan asemhaal, maar toe die son opkom, seil die bose skepsels na hulle donker gate terug. Daardie hele dag verken Sindbad die komvormige vallei. Hy soek water en 'n veilige plek om te oornag. Eindelik vind hy teen 'n helling 'n klein grot. Nadat hy mooi gekyk het of daar nie dalk gevaarlike diere in die grot woon nie, sleep hy 'n groot klip voor die ingang. Daardie hele nag lê hy vreesbevange en bewe, terwyl die slange om die groot bek sis, en selfs al spits tonge deur die gapings om die klip steek.
Teen dagbreek seil die ondiere weer na hulle skuilplekke terug. Moeg en baie honger rol Sindbad die klip weg en waag dit weer in die sondeurdrinkte vallei. Hy het maar 'n kort entjie gestap, toe 'n groot voorwerp naby hom val. Dit is die karkas van 'n skaap. Toe land nog 2 of 3 naby hom. Dit is diamantsoekers, wat die skape by die kraanse afgooi, en die hoop dat die edelstene aan die diere se wol sal vassit. Wanneer die reuse arende van die buurt aan die skape na hulle neste in die berge dra, kan die diamantsoekers die diere verwiller, en die edelstene optel. Skielik kry Sindbad 'n plan. Eers prop hy soveel diamante in sy sak as hy kan. Toe kies hy die grootste skaap, en bind homself met sy tulband daaraan vas. Daar lê onder die diere wag. 1 of 2 slange snuif om die karkas rond, maar gaan weg. Toe voel Sindbad skielik hoe hy vinnig in die lug opgepluk word. Die grootste arend wat hy nog ooit gesien het die skaap in sy kloue vasgegryp. Al hoër en hoër vlieg hulle, en gaan sit uiteindelik op 'n hoë rotsluis. Voor Sindbad kan vlug, begin die arend die skaap verskeur. Sy enorme skerp bek sny al nader aan Sindbad se gesig. Skielik vlug die arend. 'n Aantal skreeuende mans het hom kom verjaag. Sindbad knoop sy tulband los en staan op. Die diamantsoekers skrik groot toe hulle hom daar vol skaapbloed sien staan. "Ek het meer diamante as wat julle ooit gesien het," skreeu Sindbad. Hy wys hulle sy propvol sakke en vertel hulle sy vreemde verhaal. Die manne neem hom na hulle baas se tent, waar hy Sindbad te ete en te drinke gee. Hy kry ook 'n bad, waarby die stof van sy ontberings van hom afwas. Sindbad bied die vriendelike man soveel diamante aan as wat hy wil hê, maar hy neem net 'n paar. "Dit sal genoeg wees," sê hy. "Hou maar die res, my vriend. Jy het hulle verdien." Toe keer Sindbad na die naaste stadjie terug en verkoop op een na al die diamante vir 'n baie groot bedrag geld. Met die geld koop hy 'n hele vloot skepe met kosbare vragte om in Bagdad te gaan verkoop. En die pragtige steen wat 'n mens vandag nog in Sindbad se tulband kan sien, is die een diamant wat hy gehou het, om hom aan sy merkwaardige reis te herinner.